Geseënde van die Here, ek groet jou in die wonderlikste naam, die naam Jesus Christus weer eens, met hierdie absolute Sondag liefde. Liefde op 'n Sondag om net rustig te raak vir Vader God en net in daai kalmte en vrede te kom. Want weer eens, dis in vrede en kalmte, en as my jou gemoed reg is, wat ons voor die voete van Jesus kan kom, maak nie saak wat die emosie altyd is nie. Maar ons moet vrede in ons hê, ons moet Jesus in ons hê, en luister in die hart, wat sê Vader vir jou. Kom ons bid gou saam. Here, ek dank U vir die woord en vir die waarheid. Here, ons loof U en ons prys U vir 'n dieper aanraking, Here, as net 'n woord. 'n Dieper aanraking en oplossings in elkeen se lewe, om moed te vat, om die lewe te face, om U te volg, U lief te hê. Here, ons is nie aanhangers nie. Ons kyk nie wie hang ons aan en vir wie kan ons aanhang nie. Ons is kinders van God, die lewende ware God. Ons hang U aan, ons loof U, ons prys U. Here, U is ons lewe en U is alles. En in die vuur van die Heilige Gees, weet ek, sal U elkeen nou aanraak. En die krag en die almag sal elkeen sy gety draai. En dit gaan nie oor wat 'n mens nou sê nie, dit gaan oor wat die woord van God in harte spreek in Jesus naam. Amen, amen en amen. Geseënde van die Here, dit is so belangrik dat jy moet besef, jou verhouding met God is nie sommer net 'n normale verhouding soos met 'n mens nie. Jou verhouding met God is nie sommer net ligtelik nie. En dis nie iets wat net tydelik daar is. As dit goed gaan, dan dien ek die Here met alles in my hart. As dit baie goed gaan, vergeet ek. As dit sleg gaan, dan roep ek weer tot God. As dit baie sleg gaan, dan is ek weer moedeloos nie. Nee, jy gaan nie met kurwes op en af die hele tyd nie. Jy, kind van God, groei dag vir dag aan die krag van God opwaarts. Want jou verhouding met God maak dat alles op hierdie aarde nietig en klein en in lyn met God se wil kom. Selfs jy kom in lyn met God se wil. En dis wat belangrik is. As jy vandag die woord kan vat en kan verstaan wat die Gees van God gee, dan staan jy van hierdie dag op in autoriteit en nooit weer draai om nie. Nooit weer gee die lewe kans om op jou te trap nie. Jy het 'n siening oor die lewe. En dit is, Jesus is in my, die woord van God is in my, die Heilige Gees lei my, so ek face die lewe. 'n Kind van die Here het soveel voordele, en soveel om op staat te maak, soveel autoriteit, dat jy nooit die wêreld kan toelaat, om goed in jou ore en jou hart te prop, wat jou moedeloos of bang moet maak nie. Jou keuses moet so Heilige Gees gelei wees, dat jy kan sê, dis net God en God alleen in my lewe. Ek sien kans vir hierdie lewe, ek sal hom face. Jy kan hom face, en in oorwinning staan, al lyk hy hoe vol chaos, en hoe moeilik, as jy die lig in die duisternis, want God is met jou. Sy lig in jou, gee lig vir hierdie wêreld, en vir jouself ook. So, vrees is daar nie plek voor nie. Opgee, het is nie tyd voor nie. Moedeloos raak is uit. Opgee in die lewe in my geloof is nie onderhandelbaar nie. Ek glo in Christus, want hy is in my. En ek sal my beste gee in God. Die oggend toe Dawid opstaan, en ons lees dit in 1 Samuel 16, 1 Samuel 17, staan hy op, dalk die oggend tussen sy skape, en hy kyk na sy kudde, en hy tel dalk die kudde, en hy ken die kudde by die naam, hy weet van die lammertjies aan die een kant, die ramme aan die ander kant, hy weet presies wat gaan sy kudde aan, hy is vertroubaar, en hy stap daarvan af, kind van God, stap hy na sy pa toe, want sy pa toe laat kom, en sy pa sê vir hom, seun, ek wil jou vandag stuur, nie terug na jou kudde toe nie, maar ek stuur jou met kos, kaas, brood, en al hierdie lekker eetgoed. En ek gee 'n spesifieke opdrag, wie moet wat kry? Na die laar toe, daar waar jou broers hulle gereed maak vir 'n oorlog. En ek wil hê jy moet vandag daarheen gaan. En jy moet 'n pand van jou broers af hy saambring. Wat is die rede vir die pand? Dis om te wys hulle lewe nog. Bring vir iets van jou broers saam, wat waardevol is, dat ek kan sien, hulle lewe nog. Want ek wonder wat gaan aan, hulle is so lank aan daai kant, en ek hoor, dit gaan nie goed met die soldate nie. En Dawid het alles gevat, en hy het geloop as 'n skaapwagter. Maar ek en jy moet een ding onthou,
Nie lang voor dit nie, 'n hele paar jaar voor dit, was Dawid ook tussen die skape. Hy was ook by sy verantwoordelikheid by sy kudde, en onthou dit nou, hy was by sy kudde. Sy broers wat vandag op hierdie slagveld is, om 'n oorlog te gaan maak, teen die Filistyne, was daai dag nie in 'n oorlog nie, maar het om 'n tafel gesit, saam met sy pa en saam met Samuel, die profeet, want 'n nuwe koning moes ingesalf word vir die toekoms. En hierdie broers was gereed, statige manne, dalk geleerde manne, manne wat geweet het om oorlog op te maak, manne wat vir Saul gedien het, geweet het om hierdie pad te stap. Hulle was gereed, een van hulle kon koning word, maar nie een was gereed nie. God kies die skaapwagter uit, die man wat nog na skaap ruik, wat uit die veld uitkom, rooi gebrand, met 'n mooi gelaat, jonk, en God laat die olie oor sy hoof afloop, as die toekomstige koning. Dis daai selfde jong man, wat nog 'n seun is, wat vandag na die laar toe moet loop, en al doel wat hy het, al destiny wat sy pa vir hom gee, is gaan vind uit, hoe gaan dit, met jou broers, gee die kos af. Dis die opdrag. Maar God het 'n ander opdrag. Sy pa se opdrag en God se opdrag verskil, want sy pa vergeet, hy praat met 'n gesalfde, hy praat eintlik met die toekomstige koning. En hierdie jong seun stap, en hy kom, in my terme kom hy daar by die laar aan, en hy kom dalk by die hekwag, en die hekwag sê, wat wil jy hê? En hy sê, man, ek het kos vir my broers gebring, ek het kos sommer vir jou ook, en ek het kos vir die bevelvoerders ook, ek wil net vir hulle kos gee, en ek moet 100 pand by my broers kry, en ek wil dit vir my pa terugvat, dan is ek weer uit jou kamp uit. En hy sê, op daai voorwaarde kan die man gaan, en hy gaan in, maar hy sien 'n remoerie tussen die soldate. Hy sien dinge is nie so lekker nie. En die soldate is vol vrees. Het julle gesien daai groot reus? Het julle gesien hoe dans hy in sy oorlogskrete? Het julle gesien dat ons beste vegters sien nie kans vir hom nie? Het julle gesien dat die vrees wat hy aanjaag, tot die koning is bang, die generaals is bang, daar's nie 'n oplossing nie. Het julle gesien hoe lyk hy? En hy het 'n naam. Sy naam is Goliat. En dit is in hierdie tyd wat Dawid hierdie gesprekke hoor, en hy is baie nuuskierig, en hy wil nog meer hoor, en dan gaan hy, en hy gaan vra, wat gaan gebeur, as hierdie man kan verslaan op die slagveld, dan sê hy, gaan goed betaal word, en die koning gaan self sy dogter vir hom gee. En Dawid dink by homself dis tyd. Hy sien hierdie gap, en hy gaan. Sy broers wat hy daar sien, hy vra nie eens vir hulle 100 pand nie, hy gee dalk die kos alles vir hulle, maar die broers is kwaad en sê, is nuuskierig man, gaan terug huis toe waar jy hoor, gaan pas die skape op, dis eintlik wat jy moet doen. Dawid hoor nie eens wat hulle sê nie. Hy stap na die koning toe en hy sê, koning, ek sien vandag kans vir Goliat. Die koning kyk na hierdie klein jong mannetjie en hy dink by homself, jy's nie 'n soldaat nie, jy's nie opgelei nie, jy het nie geleer nie, daar's geen manier dat ek jou op hierdie slagveld kan opstuur en 'n groter gek en 'n skande oor ons laar kan bring as ek jou moet opstuur nie. Maar die koning besef nie een ding nie, hierdie jong man dra die salwing wat die koning as gesalfde verloor het. Dra hierdie jong man met die naam Dawid, die salwing. En dit is wat hier gebeur kan van God. Dawid het 'n petisie. Sy petisie is, ek het 'n leeu en 'n beer verslaan. Miskien nadat hy die salwing reeds die olie op sy kop in die eerste keer ontvang het, was hy meer dapper, want hy het geweet God is met hom. Daar is 'n profetiese woord vir sy toekoms. Hy kon die slagveld opstap. Weet jy wat, moet ek jy uit leer? Wat wil God vir jou vandag leer? Ons weet Dawid het hierna Goliat verslaan, ons weet Saul moes eintlik bly gewees het, maar Saul was jaloers en het die gesalfde gejag, en hy kon niks aan hom doen nie, want die salwing op God, wat God op Dawid geplaas het, het Dawid keer op keer meer laat uitstaan, en Saul het veld verloor, elke keer as hy Dawid probeer vervolg het, en Dawid se verhouding het verdiep met God. Wat leer ons uit? Toe Dawid na die slagveld toe gestap het, stap hy met 'n ander amp. Hy stap in die amp van 'n skaapwagter.
en niemand let na hom op nie. Hulle praat om hom. Niemand gee om nie, want Dawid het geen posisie nie. Hy's 'n skaapwagter. En 'n skaapwagter op 'n slagveld het geen nut nie, geen betekenis nie. Luister mooi, dis van toepassing op jou lewe. En so wat Dawid hier instap, en daar's geen amp oor hom nie. Ken hulle hom nie eens nie, hulle weet nie eens wie is hy nie. Hier en daar sal iemand sê, ja man, dis my buurman, dis Isai se seun. Sy broers ken hom en hulle hanteer hom ook nog met minagting. Maar toe hy die slagveld opstap, het hy 'n amp, het hy 'n kroon op sy kop gesit, het hy in die geesteswêreld die wapenrusting aan, het hy in autoriteit opgestap. Jy gaan dit nog nie verstaan nie. Toe hy hom verslaan het, Goliat verslaan het almal die naam Dawid geken en geweet wie is Dawid. Voor hy opgestap het, was hy 'n skaapwagter, niemand het hom geken nie. Maar op die slagveld, na die slagveld, het selfs almal oor hom gesing. Het die vrouens oor hom gesing. Het die paleis oor hom gesing. Het die soldate oor hom gesing. Het sy broers dalk skaam gestaan en gedink, ons het hierdie man geminag en hierdie broer van ons is 'n held. Hulle kon dapper wees op hom. Dis hulle broer, maar voor die tyd het hulle hom verkleineer. Wat leer is jy uit? As 'n man in 'n restaurant instap waar ek en jy sit, 'n vrou, 'n man, stap in en ons ken hom nie, daar gaan geen fokus op hom wees nie. Ons gaan nie agslaan op hom nie. Maar laat daardie man 'n heldedaad pleeg. Laat daardie man iets groot gaan doen daar buite. En hy kom stap weer die restaurant in. Gaan almal sy handtekening soek. Gaan almal sê, wow, kyk wie is hierdie man. Hierdie is die geseëne van God. Kyk, hierdie man het absolute briljante, fantastiese vermoëns wat God hom gegee het. En almal gaan hom by die naam ken. Koerante gaan oor hom skryf. Kind van God, so sê Openbaring 1 vers 6, God maak jou 'n koning en 'n priester. Wie is 'n koning? 'n Koning dra 'n kroon. En as jy jou kroon op het, gaan almal jou herken as die man wat sy huis met autoriteit bestuur, wat sy huis beskerm, wat sy werkplek beskerm, wat sy lewe in autoriteit handhaaf in die wil van God. En almal gaan die autoriteit in hom sien, en almal gaan van hom praat. Maar kind van God, as hy 'n lafaard is, hy gaan nie op mense se lippe wees nie, of as hy nie 'n verskil maak nie. As hy 'n priester gaan wees, gaan hy die evangelie uitdra in sy huis, maar in sy werk, in sy lewe, in sy menswees ook. So Vader gee Openbaring 1:6 nie vir eendag in die hemel nie, nou op die aarde vir jou, om in daai autoriteit te beweeg, om soos Dawid van 'n skaapwagter op 'n slagveld op te stap, van 'n niks af, hy iets te wees, het God jou iets spesiaal gemaak. God het jou nie doelloos gemaak nie, nie nutteloos nie. Jy moet 'n verskil maak, maar jy kan dit net wees, as jy in die salwing van die Heilige Gees beweeg. Dan maak jy 'n verskil. Dan kos dit nie dalk om 'n Goliat te verslaan nie, maar dit kos, kind van God, om as 'n man van God in integriteit te lewe, wat jy 'n verskil maak, en die lig oor jou, maak dit almal jou sien. Of jy 'n restaurant instap, en of jy op die pad loop, sien almal die lig. Hulle fokus op die lig, en God word verheerlik. Maar as jy nie die lig dra deur die dag in jou lewe nie, wil dit net Sondag hê, of wanneer jy bid, dan lyk jy net so donker, en jy kan nêrens uitstaan nie. Staan uit as 'n ware kind van God. Die Here God is met jou, en hy is lief vir jou. Luister weer, kind van God, dit is belangrik dat jy nou daai keuse maak. Ek wil nou vir jou bid. Ek wil jou uitroep, ek wil vir jou sê, kom uit, al is jy daar in jou huis, al is jy in jou kar, al kyk jy op jou selfoon vandag na hierdie woord, maak nie saak nie. Ek roep jou uit in die Gees, en ek bid nou oor jou. Neem jou staanplek in, vrou, man, neem jou staanplek in. Dis nie onderhandbaar nie. Moenie jou posisie verkoop of verruil soos die Esau nie. Almal sê God het almal lief, nou wys. Romeine 9 sê, God het Esau gehaat, en het Jakob lief. Want Jakob het die seun van God gesoek. Nie prosperity nie, die seun van God.
Maar Esau het die seun verruil en verkoop. Moenie die seun verruil en verkoop nie. Stap op jou slagveld op met autoriteit as 'n man of 'n vrou van God, want die kroon is op jou kop, en die kroon is die redding, is die lig, is die woord, is Jesus wat verheerlik word. Kom ons bid saam. Ek roep jou nou uit. Jy kan nou hierdie woord vat. Vader, elkeen wat nou kyk, wat soek, en wat soekend is, bid ek voor. Ek bid die salwing oor elkeen se lewe nou af, Here, om in autoriteit op te staan te sê, al is daar hoeveel gaas, ongeregtigheid, sonde in hierdie wêreld, sal dit nie deel van my lewe en my huis wees nie. Ek sal nie sonde toelaat nie. Ek sal Jesus uitleef. Ek sal nie sonde in my tempel en my hart toelaat nie. Ek sal nie meer vloek nie. Ek sal nie meer kwaad spreek nie. Ek sal nie meer skinder nie. Ek sal nie meer luister na hierdie goed nie. Ek sal my nie deur die wêreld en mense laat beïnvloed nie. Galasiërs 1:6, maar ek staan op aan die waarheid en ek doen wat God behaag as 'n ware kind van God. Siekte sal wyk. Ek sal bid vir siekes. Ek sal bid vir hulle wat swak is. Ek sal bid vir hulle wat in moeilike omstandighede is. Ek sal opstaan op hierdie slagveld, want my God is waarlik met my. Jesus Christus sal ek nie net uitspreek nie, maar uitlewe, want die woord is krag, autoriteit. En die salwing sal afdrup van my af. Vader, ek sal opstap as 'n niks en 'n niemand, en 'n zero op hierdie slagveld, maar ek sal vir hulle wys hoe groot is my God. Here, ek eer U daarvoor nou in Jesus naam. Ons is klaar met sonde in die verlede. Ons is klaar met selfbejammering. Ons is klaar met hierdie gevoel van ek wil onder 'n bos inkruip. Ek staan op met autoriteit en ek gaan 'n verskil maak, want my God is met my. Amen, amen en amen. Prys die Here ons God. Luister mooi. Ek wil jou mooi vra. Bly volhard en bid. Bid vir my Mandy ook. Vir die kerkplanting, die kerk in Mosselbaai voorbaai. Ons begin klein, maar ek weet God wil dit groter maak. As dit vir my afhang, ek wil nie eens kerk geplant het nie, maar God wil dit hê. En daarop is ek opgewonde. Nou wil ek, en nou wil ek voluit hardloop. En daarna het jy nodig. Ons het jou nodig om by ons te staan, saam te staan, jou hart oop te maak, en ook vir ons te bid. En ek wil vinnig vir iets wys, hier waar ek nou sit, kyk net gou 'n bietjie hier. Dis waar ons die opnames doen. En ons gaan voluit 1 minuut met Jesus van hier af doen. Ons wil volop die livestreams hier vanaf hardloop. En hierdie hele stelsel wat jy sien, gaan oor jou en God. Dit gaan oor die evangelie. En ek is opgewonde. Ek sien die mooiste mense in Mosselbaai, voorbaai, in Eden area. Mense wat God soek. En ek nooi jou uit, as jy in die area bly, kom. Ek wil 'n pad met jou stap. Ons gaan baie goed hier vanaf doen. Ons gaan ook Parkrun sê. Ons gaan soveel ander dinge ook doen vir die Here ons God. Ons gaan hardloop in die vuur. Ons gaan selgroepe hê. Ons gaan jeug hê. Ons gaan young adults hê. Ons gaan besoeke doen. Nog meer en meer dinge, selgroepe tot eer van die Here. Raak betrokke. En as jy my wil skakel, as jy nie 1 minuut met Jesus ontvang nie, 0796 55026. Mag God jou seën.